Ja, ek kan net jubel en ek kan juig. Mense, ek gaan vanoggend preek. As ek nou prongel in my voet hierso sit, moenie doen wat ek doen nie. Ek sit nie altyd my voet op die stoel nie. Ek het 'n stoel hierso. Ek gaan hom hierso sit, dat ek net so nou en dan my been kan optel as ek voel as en dan gaan so staan en as ek so preek, moenie worry oor my nie. Ek is alright. Ek is lekker. Wat is ek? Lekker. Ja, lekker. Want Lisa het ons geleer vanoggend. Ja, ons het lekker gees gevang vanoggend. Spoed gekry met ander woorde, man. Ons het spoed gekry om vir Jesus te toespring ons soos popcorn. Net nadat Lisa ons geleer. Ja. Okay. Yes. Prys die Here. Dankie Jonathan. Jonathan is nou besig om te kyk. Ja, ons mics. Ja, selfs op die mics het hy goedjies gesit laat dit nie meer val nie en seer kry nie. So ja, ons is dankbaar. Mense, vanoggend ek gaan 'n bietjie met jou praat. Wat gaan ek doen? Nou maak op jou hore, man. Nee, jy moet opstaan want jy sit daar. Nee, ek darf doen. Mense, ek het nou 'n grap gemaak, maar die ding is, die Here het baie mooi vanoggend my gepraat. En dit het my nogal na trane toe gedryf. Jy weet wanneer ons jonk en jikkerig is, net frikkie. Ja, dit beteken baie jonk, dan vat jy nou 'n girlfriend en jy vry vir haar dik aan die brand, soos ons sou gesê het. En dan het jy jou hart met haar uitgepraat, né Freddy? En dan praat jy, dan vertel jy, jy is so lief vir haar, né? En dan sê sy terug vir jou en dan druk julle mekaar en sy vertel vir jou hoe lief sy vir jou het. Kom aan, ek sien die enigste wat verlief was. Nee, Molly. Maar, hoe het jy gevoel wanneer, dan kom ek op jou pa se naam. Johnny het dit vir jou gesê. Hoe het jy gevoel binne jou? Baie goed. Yes, hoe voel jy, Johnny, as Gerard vir jou sê, hy is baie lief vir jou en hy wys hy is baie lief vir jou? Baie goed. Maar as die Here sê hy is baie goed vir jou, hoe voel jy dan? Eerlike waarheid. Nee, regtig. Kom aan, wees eerlik vanoggend. Kom ons sit saam in die kerk. Julle mag net nie lieg nie. Maar ons besef nie hoe werklik, hoe lief het die Here ons. Ons besef nie dat die Here ons regtig lief het. Kyk gou wat dan hierdie skrif in Hebreërs 13. Hebreërs 13 vers 5. Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees, okay, maar net daarna. Wees tevrede met wat julle het. Hoeveel van ons is tevrede met wat ons het? Hoeveel tantrums gooi ons? Kom aan. Hoeveel keer sê ons die Here antwoord ons nie? Maar die Here antwoord ons. Gaan verder met daai vers. Ek sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Dit is veel groter as wat jy kan besef, my boetie. Om te dink, die Here sê, hy sal jou nooit alleen laat. Maar dit is veel groter as wat jy kan dink vanoggend. Die Here sê, ek is met jou. Die Here sê, ek is vir jou. Die Here sê, ek het jou lief. Maar dit val nie in ons harte in. Ons hoor dit van die kansel af.
Maar ons besef nie dat die Here sê, hy sal jou nooit los nie. Hy sal jou nooit los. Hy sal jou nooit los nie. Nou kom glo ons dit nie. Moet die Here sy liefde aan ons bewys. Kom ons doen dit volgende. Kom ons doen dit volgende. Gaan na Psalm 105, nou nie voor my daar wees nie, wag laat ek ook nou daar kom. Julle kan sien ek is bietjie grys. Maar net 'n bietjie, want sal nie grysheid kom nie wysheid. Ok, ek is nou daar, nou kan julle blaai. Psalm 105, van vers 1 af, dit beteken van die eerste sinnetjie af, tot by die 5de sinnetjie. Ag, tot by die 5de, die 5de. Luister wat sê die Here. Wat sê ek? Wat sê ek? Luister. Nou maak op jou ore man. Ek preek mos nou vir jou. Yes. Loof die Here, roep sy naam aan. Wat sê ek? Loof die Here, roep sy naam. Ja. Maak onder die volke sy dade bekend. Kom vertel vir Gerard hoe goed is die Here. Kom vertel vir Frikkie hoe goed is die Here. Kom vertel vir Lisa. Kom vertel vir Louisa hoe goed is die Here. Hy sê jou nooit vergewe, nooit verlaat nie, maar ons doen dit nie. Hy sê, vertel onder die volke. Kom aan mense. God is lief vir my. Volgende wil ek jou vertel onder die volke. Die Here is lief vir my. Die Here is vir my. Prys die Here, dankie Manny. Prys die Here. Vers 2. Sing psalms tot sy eer. As Lisa so maak en sy maak so en sy jive, dis nie vir jou nie. Dis vir die Here wat sy doen, maar dis in die huis van die Here wat sy dans. Het jy nie gehoor, die Bybel sê, Dawid het gedans voor die oë van die Here nie. In hierdie kerk is ons nie bang om te dans voor die Here nie. Is ons bang, Gerard? Nee, ons is nie bang nie. Want daarom maak ons so. Ons laat ons daarmee met 'n plak en hy gaan al hoe vandag gaan. Nee. Maar ons doen dit vir die Here. Die Here ken ons harte. Want die Here het my lief. Sê dit. Die Here het my lief. Ja, het die Here jou so lief. Die Here het my lief. Die Here het my lief. Ja, skree dit as jy wil hê almal moet dit hoor. Skree dit, die wêreld moet weet. Die Here het my lief. Julle daar op Facebook moet hoor, die Here het my lief, man. Hæ? Ek sê hulle moet op Facebook wees en kerk kom. Amen. Mooi gestel, die Here het my lief. Wat het die Here? Die Here het my lief. Die Here het my lief. Kom, die Here het my lief. Nou begin dit glo. Begin dit glo. Die Here wys sy liefde. Hy sê, hy sal jou nooit vergewe, hy sal jou nooit verlaat. Die Here sê jy's myne. Hy's jaloers oor jou. Jy is syne. Maar ons moet begin 'n hart vat. Ons moet onder die volke verkondig dat ons die Here liefhet. Nie net met woord nie, maar met ons hele hart. Die Bybel sê, sing psalms tot eer van sy naam. Ons sal dit volgende. Kom ons gaan aan vers 3. Ek is nou lekker spoed gevang. Beroem julle in sy heilige naam. Beroem julle. Gee julle self oor in sy heilige naam. Vertel die volke van die Here. Loof en prys die Here. Maak die naam van die Here groot. Want God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die Here ons God is een Here. Is een Here. Die Here ons God is een Here. Amen. Hy bly nog die God van Israel. En as hy die God is van Israel, behoort ek aan hom. So 'n week of 2 het ek gepreek. Ek is sy oog op. Ek is trots. Yes, ek is trots om sy gunsteling te wees. Yes, ek is trots. Weet jy hoekom? Want hy deel sy liefde met my. Die
Die Here sê, jy's myne. Ek sal jou nie los nie. Kom staan goed. Hy wil jou vat, hy wil jou druk. Teen sy boesem. Baie keer in my gebed, dan sê Here, druk my, squeeze my. Ek wil net teen die boesem lê vandag. Ek sê dit met respek. Want hy het my so lief. Ek gaan jou wys so lief het die Here my. Vers 4. Kom ons gaan vers 4 toe. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig. Vra vir die Here vir krag. Vra vir die Here. Vra vir die Here. Maar soek sy aangesig. Die Bybel sê terwyl hy te vind is, moenie laat die bassein blaas en dit is te laat. Moenie laat tyd uitloop en dit is te laat nie. Die bassein hoef nie te blaas nie, daar kan iets gebeur. En dit is in 'n kwessie van 'n paar sekondes. En daai paar sekondes voel soos sy jare, ewigheid. En dan is dit verby. Moenie dat jy nooit gevra het na die Here. Dat jy nooit besef het hoe lief die Here jou het. Jou het nie. Die Here sê vandag, hy jou lief. Hy wil sy liefde aan jou bewys. Hy wil sy liefde aan jou gee. Die vraag is, wil jy dit hê? Of wil jy net sê, Here, ek wil eerder voorgee. Ek wil net u dien van 'n afstand. Here, ek wil u net dien van hier van die kantlyn af. In plaas daarvan om in die liefde van die Here in te kom, in die volheid van die Here in te kom. In sy vreugde in te kom. En sy blydskap in te kom. Sy blydskap is vir jou. Sy vreugde is vir jou. Sy liefde is vir jou. Alles is vir jou. Maar jy moet dit vat. Wat moet jy doen? Jy moet dit vat. Dan staan op en vat dit, man. Hoekom sit jy nog? Vat dit volgende. Sy liefde is myne. Sê vir die persoon langs hom, die Here se liefde is myne. Nee, sê jy dit so af. Die Here se liefde is myne. Ek wil hê jou pa moet hoor as ek dit vir jou sê. Die Here se liefde is myne. Ek sê skaam om dit te sê nie. Die Here se liefde. Ek wil hê, wanneer ek dit vir Gerard sê, laat Johnny van agter in die hoek dit ook moet hoor. Prys die Here. Want ek sê skaam nie, ek wil hê, almal moet hoor, want die Bybel sê, verklaar dit onder die volk. As ek dit vir Jolien sê, dan wil ek hê, Tannie Louise moet dit ook hoor. Prys die Here, want dis hoe lief die Here my het. Halleluja, en ek sê skaam oor sy liefde vir my nie. Amen. Dink aan sy wonders. Ja, maar ek het nog nie 'n wonderwerk. Gister was 'n wonderwerk gewees. Hoeveel van ons het gebid en gevra, Here, hou die reën vir ons terug. Van gisterand 12 uur af toe reën het. Ons het 2 dae se reën in 1 dag vandag gekry. Ons het gister geskiet met die reën, maar ons het dit vandag gekry. Ons het genoeg gekry. Maar dit is God se wonders. Ons kan God het dit terughou sodat ons dit kon geniet het gister. Is dit nie 'n wonderwerk nie? Kom ons vertel dit vir die mense. Kom ons is nie skaam nie. Ek het nie lekker gesing, dis my lyfie nie. Ek het jou gesien tot Jonathan. Jy sal nie glo tot hy gejive. Agter my, toe sien ek kom, die Here het my laat ek kom kyk. Sê ek, ja, is dit Jonathan? Ek het nie geweet hy ken hy moves nie.
ons gaan aan. Die wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordeele van sy mond. Wat beteken die oordeele van sy mond? As ek sê oordeele, dan dink jy die Here gaan nou kom en hy gaan ons judge. Die oordeele van sy mond. Dit beteken die woorde wat uit sy mond uit gegaan het, sal nie. Dis so lief die Here jou. Dis so lief die Here jou het. Die woorde wat hy spreek is gees en die woorde wat jy moet kies is lewe. Die woorde wat die Here uitspreek is vir jou Gerard. Want dis so lief hy jou het. Hy wil sy liefde vanoggend aan jou openbaar deur sy woord. Ons almal weet die Here het ons lief. Ek het verkeerde maatjies, so dis vir my eerste keer. Prys die Here. Halleluja, hier's my preekmaat. Nou is ek in die brand. Nou moet jy my keer. Prys die Here. Dankie Luan. Maar kom ons gaan gou na die volgende een toe. Ek wil vir julle wys Sefanja. Dit is in die Nuwe Testament. Okay man, en okay, dan gaan hy in die halwe Ou Testament wees. Nou Openbaring. Dankie Jonathan. Leer die Bybel pastoor. Okay, voor Openbaring. Okay, dankie. Sefanja nommer 3, hoofstuk 3. Vers 17. Halleluja. Hierdie is, jy kan hom al merk in jou boek. Jy moet hom merk in jou boek. Want dis hoe die Here voel oor jou. Hoe voel hy? Oor jou. Hy wil sy liefde vir jou vanoggend bewys en jou vertel hoe hy oor jou voel. Hoor sy woord. Die Here jou God is by jou. Waar is hy? By jou. Okay, dan sê die skrif, 'n held wat verlossing skenk. 'n held wat verlossing skenk. Hy bring die verlossing, hy gee vir jou die oplossing. Hy gee vir jou die uitweg. Hy sal niks op jou pad sit wat jy nie kan hanteer. Want sy liefde is met jou, want hy is by jou. Kom ons gaan verder, luister hier nou. Hy verheug hom oor jou. Hy is so bly, hy is opgewonde oor jou. Jy geweet die Here is opgewonde oor jou. Hy is bly oor jou. Die Bybel sê, hy verheug hom oor jou. Dink net aan die Here jou lief, en hy spring op en af, wanneer jy by hom is. Hy raak opgewonde. Hier kom Freddy nou. Hy maak sy arms oop. Dis myne. Hy gryp jou vas, hy druk jou so teen sy boesem, jy behoort aan my. Hy draai jou rond waar hy jou wil hê. Jy het gehoor die Here draai jou. Sê, dankie Skerwel. Yes. Die Here is bly oor jou. Sy liefde gaan uit sy hart uit wanneer hy jou sien. Sy liefde gaan uit wanneer jy na hom toe kom. Sy liefde gaan uit. Hy verheug hom, hy's bly. Ek het hulle by julle prentjie gesien, geteken waar Gerard vir jou wys hoe lief hy jou. Maar die Here wys ook vir jou hoe lief hy jou. Hy sê ook vir jou, jy's myne. Dan gaan hy verder en hy sê, ek is 'n jaloerse God. Ek is 'n jaloerse God. Die Here wil jou nie deel met niemand nie. Want jy's myne. Hy is trots op wie jy is.
Want hy het jou gemaak na sy beeld. Daarom is ek die oogappel van die Here. Is dit nie awesome nie? Is jy nie bly om te hoor, die Here verheug hom oor jou nie? Kom ons gaan nog verder. Prys die Here. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Dis so bly wanneer hy jou het. Wanneer jy aan hom behoort. Hy is so opgewonde oor dat jy syne is. Die Here is so opgewonde dat hy die wêreld sê, luister, ek offer my seun op vir hom. Niks is meer belangriker vir my nie, as jy nie. As jy. En weet jy wat? Wat sê die Here? Hy is bly om dit te doen. Hy offer alles op. Hy plaas alles op die altaar. Alles op die altaar. Hy sit alles op die altaar. Dit vir jou. Kom ons gaan verder. Die woord sê, hy swyg in sy liefde. Hy sê hy het jou lief, maar hy bly stil daaroor. Want hy bewys sy liefde deur dag en dag in en dag uit aan jou. Hy's met jou. Hy dra jou, hy voorsien jou. Sy gees is met jou om jou te lei. In alle waarheid. In alle? Waarheid. In alle? Waarheid. Ja, sy gees is daar. Jy's nooit alleen nie. As Gerard sê het jou lief, dan mense sy kar en hy werk toe. As jy alleen. Gebruik hy baie stem net vir Jolene niks. Maar die Here is met jou. Elke oomblik, elke sekonde. Al is Gerard by die werk. Al is jy daar alleen in jou stilte, is die Here by jou. Want jy is syne. Jy behoort aan my. Hy swyg oor sy liefde, want hy is opgewonde oor sy liefde. Sy liefde wat hy het in jou. Sy liefde wat jy is. Jy is sy liefde. Kom ons gaan verder. Kom ons gaan verder. Halleluja, prys die Here. Hy juig oor jou met 'n gejubel. Julle het nou al kalfs gesien, kalfies. As jy hulle losmaak in die kraal, dan spring hulle, bok spring hulle. Hulle spring die kant toe, hulle spring daai kant toe, hulle is bly. Waar is kleintjie? Soos julle inkom by daai hek, daai klein hondjie wat julle kom haal, hy sal so opgewonde, hy dans saam met Freddy. Net om Freddy se aandag. En so is die Here ook oor sy liefde. Hy juig oor jou. Hy jubel, hy kan nie stil bly nie. Hy is opgewonde oor jou. Die Here is so opgewonde oor jou. Jy kan dit nie besef nie. Maar as sit ons, Here, ek het 'n tikbek. Jy suur, man. Die Here soek nie suurdruppels nie. Hy het genoeg suurlemoene in die tyd geplant. Ons moet opgewonde wees. Ons moet opgewonde wees oor die woord. Ons moet nie net vaskyk in omstandighede. Ons moet weet, die Here is vir my. Die Here is saam met my. Ek behoort aan hom. Ek is syne. Ek is sy oogappel. Hy sal my deurdra. Hy is bly wanneer ek na hom toe gaan. Hy is opgewonde wanneer ek na hom toe gaan. Hy wil hê ek moet daar wees. Kom ek teken vir jou nog 'n ander prentjie. Die Here is so bly. Hy kan nie wag laat jy kom nie. En wanneer jy kom, dan sê ons, liewe Here,
ek kort net 5 minute. Here, ek kort nou dit en ek kort dit. Amen. Hy loop ons bly. En dan die Here so bly geword want jy het na hom toe gekom. Hy het so opgewonde geword omdat jy na hom toe kom. Dat jy net 'n bietjie met hom gesels. Dan gee hom 2 minute. Die Bybel sê jy nie geweet nie. Hy weet wat jy nodig het. So jy hoef nie eens die Here te vra nie. So jy mors eintlik jou tyd. Jy moet nou kom, die Here is opgewonde om van jou te hoor. Die Here is opgewonde om jou hart, dat jy jou hart met hom kan praat. Dat jou hart met hom kan deel. Hy is opgewonde oor jou. Hy juig, die Bybel sê hy juig en jubel oor jou. Oor jou. Dink net aan, die Here klim van sy troon af. Hy juig, hy jubel oor my. Oor my. Oor jou, Jolie. Hy jubel en juig wanneer jy hom aanbid, loof, prys, eer en verheerlik. Dis mos hoe die manne staan. Dis 'n attitude van selfsugtigheid. Dit wys jy's nie opreg met God. As die Here so bly oor jou, hoe moet jy nie eintlik bly wees oor hom? Hæ? Weet jy hoekom staan die manne so? Hulle stoot hulle boepens uit want dit trek weg van hulle rug af. Kom ons kyk gou hoe staan hulle so. Want hulle staan so om 'n rede. Hulle bid teen plafonne vas en bakstene vas. Hulle wil sien dat dinge gebeur. Hulle wil nie glo nie. Habakuk sê hulle uitdruklik vir ons. Kom ons gaan gou na die boeke van Habakuk toe. Waar is Habakuk nou weer? Agter Openbaring. Okay. Dis net na Openbaring. Habakuk 3 vers, ek is voor julle daar. Moenie worry nie, ek het merkers gehad. 17. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerde geen vrugte wees nie. Die gedrag van die olyf sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die krul verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Al sien jy niks gebeur nie, kan jy weet, die Here is lief. Kan jy weet, wanneer jy na die Here toe gaan, dan jubel en juig hy oor jou. Hy's bly oor jou. Hy verheug hom oor jou. Hy's so bly dat jy na hom toe kom. Al sien jy niks gebeur nie. Dit sê nie God luister nie. Dit sê jy het 'n attitude. Wat sê dit? Ja, jy het 'n attitude. Jy's nie opreg met die meester nie. Jy's nie opreg met God. Want as jy geweet het die Here luister en hy verheug hom oor jou en hy's bly oor jou, dan sal jy nie so houding inneem. Die Bybel sê al was daar geen druiwe aan die wingerde nie, al was daar geen beeste in die krale nie. Luister wat sê vers 18. Vers 18 sê vir ons nog verder. Hy sê: "Nogtans sal ek in die Here jubel." Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Ek sal my verbly in die Here. Ek sal jubel, ek sal juig, ek sal opgewonde wees. Soos wat jy opgewonde raak, soos God al reeds oor jou. God is al reeds opgewonde oor jou. Jy begin maar nou eers opgewonde raak. God is al klaar daar. Is dit nie awesome?
Dis 'n amazing woord, jy moet bly sit. Moet nie opstaan die hele tyd nie, man. Sit 'n bietjie. Luister 'n bietjie na die woord, man. Loan, sê vir jou oor hy moet luister. Amen. Psalm 9. Nou, Psalm kan jy net gaan kry net voor Genesis. Ekskuus. Wat sê Lisa? Wel, okay, net na Genesis, net voor Matteus. Ja. Okay. Okay. Psalm 9 vers 3. Jou siel is onderstel om te sê, ek wil bly wees, ek wil juig, ek wil psalms sing tot eer van U naam. O Allerhoogste. Is dit nie awesome nie? Jou siel is onderstel om hom te verbly. Jy is onderstel om 'n hart van blydskap te hê. Jy is onderstel om opgewonde te wees oor die Here, want die Here sal klaar opgewonde oor jou. Jou siel moet net aan die gang kom. Skud hy lyfie, man. Maak soos 'n voeltjie of hierdie hoenders. Hou op kekkel, man. Klap hy veertjies. Maar gee die Here al die lof en al die eer. Raak opgewonde hoor. Doen dit, man. Yes. Kap hom my maat. Kap hom in 'n reversal. Nee. Ja, hallo. Ja. Prys die Here. Net om te dink die Here is so bly oor my. Dink net vir een oomblik hoe bly is die Here. Dink net vir 1 sekond hoe bly is die Here oor jou. Hoe voel jy, Molly? Hoe bly is jy daaroor? Hoe bly is jy om te hoor die Here het jou so lief? Hæ? Alles lank. Hoe bly is jou siel nou, Jolie? Lekker, né? Jy voel anderste om te weet die Here het jou lief. Kom ons gaan nog verder. Kom maar, speel nog verder in die skrifte. Jesaja 61. Jesaja kry jy net buitekant die Bybel. Dis buite die Bybel, pas met die Bybel toe. Ek kyk nie wie's wakker maar. Ek gee my geheim weg. Want hulle wat die Bybel so maak nie, hulle ek praat van hulle. Jesaja 61 vers 10. Ek is baie bly in die Here. Hoeveel van ons kan vanoggend sê ek is baie bly in die Here? Kan laat ek net sien. Wie sal hom bly? Hou die julle hande op, ek wil net sien wie's bly. Ek wil net niemand is nie bly. Almal is bly. Prys die Here, laat sak van julle seën skoon doen. Prys die Here. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God. Want hy het my beklee met klere van heil. Kan jy die Here se heil sien? Nee. Maar hy sê hy trek jou aan. Hy sê hy trek jou aan. Nou as die Here jou aantrek, gaan hy jou skoon kleed gee. 'n suiwer kleed. Hy doen dit net vir sy oog. Hy doen dit net vir jou. Hy gee sy heil vir jou. Hy beklee jou met daai kleed. Jy sy oogappel, wil jy dit hê? Wie wil die Here sy heil hê? Hoekom het koning Dawid gesê die Here het my heil geword? Kan julle sien? Kom ons gaan verder. My in die mantel van sy geregtigheid wikkel. Dit beteken hy vat sy klere, hy trek dit vir my aan en hy omhels my en hy laat my loop in sy geregtigheid. Nie jou geregtigheid nie, sy geregtigheid. Hy deel sy geregtigheid met jou. Dis hoe God opgewonde is oor jou. Oor jou. Wat jy jaloers is vir jy, druk daai Lisa op as jy's myne. Dis reg brekkie doen dit is net goed. En so is die Here ook. Maar
Jy is op hierdie stadium net geleen aan jou man en jou vrou. Daar gaan 'n tyd aanbreek wat jy net dan weer terugkeer na die Here toe en dan sy syne vir altyd. Vir altyd en vir ewig. Maar intussen moet jy jou gereed maak, jy behoort aan hom. Hy trek vir jou die kleed aan, hy trek vir jou die geregtigheid aan. Hy draai jou toe soos 'n mamma 'n kind toe draai in 'n baba kombers. Draai die Here jou toe met 'n mantel. Sorry. Toets net jou nie. Ek het nie verhoudingspreke nie. Maar die Here is so bly oor jou. En die vers gaan verder en hy sê, luister hierna, soos 'n bruidegom wat 'n priestelik die hoofversiersel ombind. Kom ek lees hom net verder. En soos 'n bruid wat haar versiersel met haar juwele, wat haar versier met haar juwele. 'n Bruid wat haar mooi maak. Maar nou sê die Here, hy is jou bruidegom. Hy sê, jy's myne. Hy sê, ek deel jou met niemand. Hy sê, jy behoort aan my. Jy's myne. Ek sal jou dra. Ek sal die stryd vir jou stryd. Ek sal met jou wees, sê die Here. Ek is vir jou. Jy hoef nie alleen te wees, jy hoef nie alleen te voel nie, want ek is met jou. Ek sal die tafel vir jou aangesig dek. Ek sal jou vyande verstrooi, sê die Here. Maar ek sal deurkom vir jou. Want jy is myne. Ek is 'n jaloerse God. Want jy is myne. En ek deel jou graag met iemand nie. Ek deel jou graag met iemand nie. Want jy is myne. Halleluja. Prys die Here. Amen. Prys die Here. En soos 'n vrou wat mooi maak, wil die Here ook hê, jy moet jou mooi maak. Jy moet jou mooi maak. Nie net smaak. Nie oogies maak nie. Prys die Here as my klein kind. Maak het my oogies. Ja, ek was 'n kind. Mooi, ja, doen. Ja, prys die Here. Jy moet jou mooi maak vir die Here. Maar kom ons gaan nog verder. Hoe opgewonde die Here is vir jou. Hooglied. Ja, jy moet sing om hoog te gaan. Ekskuus. Dit is waar jy hooglied kry. Jy moet sing. Okay, ekskuus Johnny. Dis die boeke van hooglied. Peter. Okay. Dis nie die sing nie, dis die boeke van hooglied. Ekskuus, ek het verkeerd verstaan. Hooglied. Ek sien sy kyk my met sulke groot oë. Toe weet ek het verkeerd gepraat. Hier is my awesome. Hier is my amazing. Hier is my spesiaals. En ek weet, hoekom ek dit vir jou preek, en dit gaan vir jou net so baie spesiaal wees soos dit vir my is. Luister wat ek vir jou sê. Merk hierdie vers. Merk hom. Merk hom met 'n rooi pen. Skryf in jou Bybel, dis myne. Dra my soos 'n seelring op die hart. Kom aan mense, dra my soos 'n seelring op die hart. Kom ons vra vir die Here. Dis soos 'n seelring op God se hart. Dra my, hè? 8:6. Hoofstuk 8 vers 6. Vra my weer, hoofstuk 8 vers 6. Weer keer. Okay, hoofstuk 8 vers 6. Hy's net nou 5, net voor 7. Okay, die boeke van Hooglied. Dankie Jonathan. Okay. Mense, luister wat sê die woord.
dra my soos 'n seelring op u hart. Soos 'n seelring op u arm. Dit beteken so band vir jou om. Die Here loop so rond met daai seelring om sy arm. Here, dra my soos 'n seelring om u arm. Jolien, kom aan man. Dra my soos 'n seelring. Dink net daai ring wat die Here om sy arm het. Hierdie vers het 'n groot impak in my lewe gemaak. Here, dra my soos 'n seelring om u arm. Want liefde is sterk soos die dood. Kan 'n mens die dood keer? Die dood is ook nie skaam. En hy is ook nie ly. Die dood ken jou en hy weet waar die ontmoeting is. Hy wag daar vir jou. Ok, maar ek gaan nie nou praat oor die dood nie. Ek wil net vir jou wys. Jy sê jy kan die dood nie keer. So kan jy God se liefde nie keer. Is dit nie awesome nie? Dit maak nie saak. Amarai, kom eens. Ja, kom eens. Ok, staan jy net daar so. Jan, kom staan jy die kant. Ek wil nou by Amarai kom, so jy moet my nou keer. Dit maak nie saak wat in my pad gaan staan nie. Dit maak nie saak nie, dit maak nie saak hoeveel mense. Hoeveel mense? Nee, ek moet nie by seks afweer nie, jy het eers dit maak nie saak hoeveel teenstand jy kry nie. God sal by jou uitkom. Want niks is vir God onmoontlik nie. Dit maak nie saak hoeveel stumbling blocks daar is. Dit maak nie saak hoeveel tolgate daar. Dit maak nie saak hoeveel hekke die Here moet oorspring nie. Hy sal by jou uitkom. En die Here sal voor jou daar wees. Prys die Here. Net soos ek gewys het, jy by Amarai uitkom en die kind, niks kan in God se pad staan nie. Niks kan by in sy pad staan nie. As God se hand op jou is, kan jy maar spartel, jy kan gaan net waar jy wil, God se hand is op jou. Ek gebruik hom want sy het nie teenstand nie. Dit is net makliker om te demonstreer. Want die hand van die Here bly op jou. Jy kan maar, ja, al gaan dit moeilik, al gaan dit die kant toe, al gaan dit daai kant toe, al gaan dit op trane, al gaan dit op trane. Maar die evangelie, die sal ek aan vashou. Amen. Gaan sit man. Niks kan jou verhinder van God se liefde. En die mooiste van alles is, ek draai jou soos 'n seelring om sy arm. Dink net, as jy 'n seelring is om God se arm, wie kan jou daar kom afbreek? Wie kan die ring van God se arm kom afhaal? Hulle het getraai, maar dit almal gesink, soos die Titanic. Tot Farao het dit getraai, en hy het gesink. Kry jy nie klaar. Toe word hy 'n kanoe toe dryf. Ok, hy het nou nie gesink soos die Titanic nie, maar sy hele land is uitgeblaas. God het niks eers gedoen nie. Hy het gedaai, hy het gesit op die troon. En Farao het maar net agteraan gaan, die Here het gesê maak toe. Dis op. Nou vra ek jou, wie kan jou van God se arm afbreek? Niemand. Jy's 'n seelring. Jy's 'n seelring op die arm van die Here. Op die arm van die Here is jy 'n seelring. Jy is 'n seelring vir die Here. Die Here verbly hom oor jou. Die Here is bly wanneer jy na hom toe kom. Die Here is opgewonde. Die Here jubel en hy spring. Hy's opgewonde oor jou. Dis hoe bly hy is oor jou. Oor jou. Maar nou kom jy. Here,
Daai 2 minute gebed. Selfs 'n hond is bly. Kyk hoe bly is hierdie hond. Hy maak seker ek gaan hom optel. En so tel die Here jou ook op. En so dra die Here jou op. En so is die Here saam met ons ook. Nee, prys die Here kom. Maar dink net daaraan, jy's 'n seelring om God se arm. Dit het 'n groot impak in my lewe gehad. Kom ons gaan verder. Sy gloed is 'n gloed van vuur. Sy gloed is 'n gloed van vuur. Dink net daaraan. Karat, dink daaraan. Die Here sê hy is lief vir jou. Sy gloed is 'n gloed van vuur. Wie kan deur die vuur gaan om sy liefde te kry? Wie kan deur hy vuur gaan om sy liefde te stop wat die Here vir jou? Wie kan? Wie kan? So lief vir die Here, ja. Dis hoe kosbaar jy is. Dis hoe spesiaal jy is. Die Here dra jou soos 'n seelring, man. Hy's trots om jou te kan dra. Wanneer jy in die winkels inloop, wil jy graag hê almal moet sien jy's getroud. Dis kom jy jou man vashou, né? Okay, die vrouens gaan by sê hulle like die beursie sok. Okay, ek warm nou daaroor. Maar julle wil graag hê almal moet sien jy's getroud. As hulle na jou toe kom dan sê jy nee, ek is nie missus nie. Jy kan maar vir my sê, mevrou, meneer. Kyk, dis my vrou nie. Maar nou nie soos ek maak en sê gaan praat met my vrou. Maar die Here is bly oor jou. Hy wil die hele wêreld vertel, jy is syne. Jy is sy oogappel, jy behoort aan hom. Jy's myne, sê die woord. Raak 'n bietjie opgewonde daaroor. Raak opgewonde daaroor. Soos 'n seelring om sy arm. Mense, wow. Dis awesome. Sien tyd is besig om my uit te haal, maar julle moet stil sit. Ek wil net kyk of ek klaar gelees het. Ja. Sy gloed is 'n gloed van vuur. 'n Vlam van die Here. En as die Here se liefde 'n vlam is, wie kan dit uitblaas? Hæ? Dink net daaraan. Nou val ons. Ons raak moedeloos. Want jy behoort al reeds aan die Here. Die Here is so opgewonde oor jou. Hy wil die wêreld vir jou gee. Hy soek net meer van jou. Jy skiet jouself tekort omdat jy nie by die Here uitkom nie. Die Here is bly oor jou. Hy's opgewonde oor jou. Jy moet 'n bietjie by die Here uitkom. Die laaste vers in die boeke van Jesaja. Ek het gesê Jesaja is waar. Net nou Openbaring. Nee. Voor Openbaring. Yes. Okay. Dankie Jonathan. Openbaring 49. Ek kan sien hy ken sy Bybel saam met my. Ons albei ken die Bybel wat ons leer. Ons ken nie al die woorde nie, maar ons weet waar staan die boek. Ja, Freddy leer ons. Maar pastoor het gesê Jesaja, toe sê pastoor Openbaring. So wat is dit nou? Okay, kom ons bly in Jesaja. Kom ons bly net in die boeke, man. Gaan na enige boek toe, net solank hy Jesaja genoem word. Maar kyk, laat hy begin met 'n J en 'n E en 'n S en 'n A. Die S staan nie vir Suid-Afrika, dit staan vir Jesaja. Jesaja. Ja. Okay, nou het ek hom gespel. Okay, Jesaja 49 vers 16. Dis waar die Here nog steeds vir jou sê hoe lief hy jou het. Kyk, ek het jou in my handpalms gegraveer. Dis Jesus.
met die spykers deur sy hande. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Amen. Wie kan hy merk van Jesus doodmaak? Niemand. Ja, gesien as jy 'n letsel het, hy bly vir ewig. Hy bly vir ewig. Dis jou naam in Jesus se hande. Dis hoe lief hy jou het. Dis hoe lief hy jou het. Daar by die huis, dis hoe lief hy jou het. Dis hoe lief hy jou het. Want jy is soos 'n seelring om sy arm. Hy is so opgewonde oor jou. Dan sê die woord verder, jou mure is gedurig voor jou, voor my. Dit beteken, jy's gedurig voor die Here. Wanneer is jy voor die Here? Elke keer wanneer jy hom loof en prys. Elke keer wat jy hom sy naam aanroep. Elke keer wat jy daai skietgebed opsê. Elke keer wat jy met hom praat, is jy gedurig voor die Here. Klap hom net af. Yes. Yes. Maar hy is opgewonde oor jou. Wie is vanoggend opgewonde oor die Here? Is Johan nie opgewonde? Is jy nie opgewonde oor die Here? Is jy opgewonde? Nou as julle so opgewonde is, wys my gou hoe is julle opgewonde? Net so, net daai bietjie. Net daai bietjie. Net daai bietjie. Daar's een wat op, twee wat opgewonde is. Ek sien twee wat opgewonde is. Wie is nog opgewonde? Nee, ek vra nie, jy moet net sê nie, jy moet dit doen. Bybel sê jy moet 'n doener wees. Ja, ons moet opgewonde wees want God jubel en juig oor jou. Hy is nie skaam oor jou nie. Hy weet jy het foute, hy weet jy het probleme. Hy weet. Jy maak droog, man. Hy weet dit. Hoeveel keer het ek nie my lewe droog gemaak? My suster kan jou vertel. Ek het droog gemaak. Dat hulle skaam gekry het en gesê het, luister hierso, hy is eintlik van die Weerd familie. Hy is nie van ons familie nie, alhoewel hy's net ge-issue in die familie, maar hy behoort aan die Weerds. Nee, my sussie. Maar vandag is jy trots op my, nee. Ja, prys die Here. Ek het daar baie verander, nee. Nee, maar nie. Laat sy prys die Here. Ja, hulle kan getuig. Dis hoekom ek hulle vra. Mense, ek was ook stout, maar die Here kom vir ons. Hy kan. En as hy 'n sondaar kan red, kan hy enigiemand red. As hy my kan red, kan hy enigiemand red. As hy my kan draai, kan hy enigiemand draai. Maar dis hoe bly die Here is oor jou. Ek gaan net tot hier preek. Prys die Here. Dit dan nie. Praat sommer op daai. Dankie Here vir die woord wat ons vanmôre gestig en geseën het, wat voor ons oopgebreek is, sodat ons meer kan verstaan van u liefde, u omgee vir ons, Here. Ek wil net vra dat ons dit sal waardeer, dat ons dit sal onthou, dat die woord van wat uitgegaan het op ons hartstafels 'n verandering sal maak, en dat ons in hierdie week nader en nader aan die Here sal beweeg. Want Jesus, dit gaan nie oor wie ek is, wat ek is, waar ek is, wat ek het nie. Dit gaan oor my verhouding met die Here. En ons wil almal vanmôre sê, ons het 'n nuwe verhouding nodig in Jesus Christus. U is altyd gereed, u arms is altyd oop, en altyd soos wat pastoor die kinders vasgedruk het vanmôre, is u altyd gereed om ons trane af te droog, om ons nuwe moed te gee, om te sê ek is hier vir jou my kind. U is trots op elkene. Daar's nie een van ons wat u voortrek nie. Voor God is ons almal gelyk. Daar's nie grootes nie, daar's nie vetes nie, daar's nie mares nie, daar's nie mooies nie, daar's nie lelikes nie. By God lyk ons almal vir hom mooi. Hy is trots op dit wat jy doen. Wees
dat jy hierdie tyd moet waardig wees vir altyd die roeping waarmee hy jou geroep het. Ek wil die woorde in my gebed by jou los. Wanneer jy bid, wanneer jy beweeg, weet, jou Papa Vader is baie trots op jou. Hou jou verhouding daar, moet hom nooit faal nie. Dit wat jy sê, dit wat jy uitstraal, is sy gees wat deur jou beweeg. Here, seën hierdie mense, hou hulle vas, breek die vloeke oor hulle, breek die swaar oor hulle, want my God sal deur elke behoefte geken word, geloof word, geëer word, want dis hy wat ons deurdra en voorsien. In Jesus naam spreek die goedheid en guns oor almal hierdie week en ook saam ons inluisteraars, dat U saam met hulle sal wees, Here, en dat ons weer op die regte tyd by mekaar sal wees om U naam groot te maak. Amen en amen. En amen. En? En? Prys die Prys die Here. Ja. Mense, baie dankie dat julle ingeskakel was. Onthou, vanaand het ons kom vanaand saam, man. Kom jubel, kom jy saam met ons in die Here, verbly jou in die Here. En dan die Jodie gaan daar wees, sy gaan die link uitstuur, dan gaan sy vir jou sê, asseblief stuur hom aan, kom ons stuur hom buite sy kyk, as jy 'n komment los, sy antwoord namens my, ja, so, ja, kom loop die Here saam met my. En sy kyk laat als behoorlik gaan met die kom saam program, en sy hou my op tone, en as jou naam opkom, en jy het gekomment, gaan sy seker maak, ek gaan jou groet. Dan gaan sy vir my sê, hey, daar's iemand op, jy het nie hallo gesê nie. So kom kyk vanaand, man, kom loop die Here saam met my. Tot dan, wees geseën, wees gegroet, shalom julle, goodbye.